Dit lyk my Pieter is vanoggend 'n Hansbors, maar ek is baie bly vir daai speserye wat hy nou ontvang het, want hy gaan môre vir ons 'n spesiale ete voorberei en braai vir ons spesiale Kersfees-uitsending. Maar nietemin, so gepraat van Kersfees, dit is die tyd wat die tafel kreun onder disse, gemaak met resepte wat deur die jare oorgedra en gekoester word. En ek gesels nou met die talentvolle jong chef van die Weskus, Matthew Dreyden, om 'n paar idees vir die Kersete te bespreek. Goeiemôre, good morning en dankie dat jy sommer so aanlyn by ons inskakel. Goeiemôre, baie dankie dat julle tyd gemaak het om vanoggend met my te gesels. Matthew, jy is net 21, maar jy het al reg oor die wêreld gekook. Waar het hierdie passie begin? Ek dink dit begin saam met die ouers in die kombuis. Jy help maar hier en daar waar jy kan en dan later begin jy maar self bak en brou. Dit begin iets waarvan jy hou en dan begin jy jou eie idees maak en jy begin jou eie plannetjies in die kombuis maak. En dan word dit 'n passie. So ja, dit is maar waar dit begin het, baie eenvoudig, saam met my ouers, saam met my ouma. So ja. Ek moet vir jou sê, ek dink ek kan namens al die Suid-Afrikaners sê, ons is so trots op jou, want jy het nou al selfs met chef Jan Hendrik in sy Michelin-ster restaurant in Frankryk gewerk. So is daar enige lekker wenke wat hy miskien met jou gedeel het, of 'n paar goed wat jy dalk by hom geleer het? Ja, baie dankie eerstens. Ek dink daar is baie van ons ken vir chef Jan Hendrik van die Westhuizen, een van ons eerste Michelin-ster chefs in Suid-Afrika. Ek dink dis die een fout wat vir my baie belangrik is. Dis 'n Michelin-ster chef wat 'n mens verwag dat jy so baie en sulke ingewikkelde disse gaan kry, maar daar's soveel eenvoud in sy disse. So as ek Engelse woord mag gebruik, simplicity is the key to the best dishes, sal ek sê. En ja, dis my wenk wat ek definitief geleer het by chef Jan Hendrik en by die span by restaurant Jan in Nice, Frankryk. En hoe sou jy sê, ek meen, kan 'n mens oorsese Kersfeesdisse met Suid-Afrikaanse Kersfeesdisse vergelyk? Ek dink jy kan definitief. Ek voel altyd dat ons huiskos is een van die beste en jy kan dit vergelyk met enige kosse in die wêreld. Natuurlik het hulle ander bestanddele, maar natuurlik kom dit bymekaar as 'n Kersdis. So ja, ek sal definitief sê mense kan dit definitief vergelyk met die disse van oorsee. En sê vir my, is daar 'n spesifieke dis wat jy altyd op 'n Kerstafel of 'n Kersfeestafel verkies? Sjoe, ek is eerstens, ek moet sê ek is allergies vir seekos, maar ek moet sê kreef is nogal iets wat ek voel moet op die Kerstafel wees. Natuurlik vir ons hier in die Weskus is dit bietjie makliker om te kry. Maar ja, ek voel is iets wat definitief op die Kerstafel moet wees. Kyk, ek dink jy het ons almal eintlik nou maar so half en half uitgenooi om daar by julle aan te sluit in die Weskus, soos wat dit vir my klink. So dankie vir daai uitnodiging. Ons aanvaar, ons sal net 'n paar planne maak om daar uit te kom. Maar ons is baie lief vir melktert, peppermint crisptert en ook malva pudding. So watter internasionale nageregte moet Suid-Afrikaners dalk hierdie feestyd probeer? Ek dink iets wat ek baie van hou, wat baie lig is, natuurlik Kersete is gewoonlik feestelik en ons het baie kos en almal eet van alles gewoonlik, van ons wil nie uitmis nie. So ek dink iets wat baie lig is iets soos 'n crème brûlée. Dis 'n egg custard tipe dis wat ek dink is baie lig en dis gepas vir na 'n goeie swaar ete. So ek dink dit is iets wat mense daar aan moet dink en definitief kan maak vir Kersfees. Kyk Matthew, en dan moet ek ook byvoeg, of wil ek byvoeg en sê, wat van 'n sjokolademousse, maar ons kan dalk 'n volgende keer daaroor gesels. Ons sien jou binnekort vir daai kreef in die Weskus,
Baie dankie dat jy met ons gesels het. Bly ingeskakel, want net hierna vind ons meer uit oor Live Golf, wat volgende jaar Suid-Afrika toe kom, en die musiekgroep van Koet kuier ook in die ateljee, net hier by Goeiemôre, Good Morning.